Nou vriende, ons gaan dadelik oor na die bediening van die Here se woord. Ons is besig met 'n reeksie met u wat ons noem die reeks oor die parel. En kom ons gaan dadelik na die skriflesing toe. En u kan saam met my lees. Ek gaan net terwille van tyd die twee teksverse lees wat ons met u behandel. Matteus 13 vers 45 en vers 46. Voor ons saam lees, kom ons bid net 'n woord saam. Dierbare Here, ons kom dra nou u woord en die oordeenking daarvan in u op. Ons begeerte is vandag dat Jesus Christus onsself sal kom bedien deur sy Heilige Gees. Wil u elkeen van ons afsonder in hierdie oomblikke, wil u rondom ons 'n kring trek dat ons ervaar so asof u net met my praat. So asof u net vir my vanoggend die woord wil kom bedien. Here Gees van God, kom beweeg in ons harte. Kom bereik u goddelike doel. Ek draai die gemeente met al haar funksies en werksaamhede aan u op. Ons draai elke sieke, werklose, een wat in groot stryd is aan u op. O Here, wil u vir ons genade op genade gee. En dank dat ons mekaar kan kyk en skouer in die wiel kan sit en saam kan stem met Paulus, waar u vir hom geleer het, my genade is vir julle genoeg. Seën dan nou die lees van die woord, die oordeenking daarvan, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou ons lees saam Matteus 13 vers 45 en 46. Die gedeelte gaan oor die koninkryk van die hemele en daar's 'n klomp sulke dinge wat Jesus vertel oor die koninkryk wat ons later is. Ek dink is 'n lekker uitdaging ons 'n bietjie te lees en te werk in 'n reeks die boodskap te preek oor die hele Matteus 13. Maar hy sê verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat 'n mooi parel soek. En toe hy een van daardie kosbare parels kry, gaan hy weg en verkoop dit alles en koop dit. Ons is besig om te praat na aanleiding van die tema vriende, die vorming van die natuurlike parel wat ek laasweek met u gedoen. En ek wil nou nie die boodskap van laasweek herhaal nie, maar ek seker jy kry die CD as jy hom nie gekry het nie. Maar kom ons gaan net vinnig vir sê hoe word die parel gevorm en kom ons vat dit net gou saam terwyl van julle wat miskien al gemis het. Die natuurlike parel word gevorm diep in die oseaanse vloer waar 'n oester lê. En wanneer 'n stukkie sand, korreltjie binne in daai oester ingaan, hy gaan tussen daai sagte wand in, dan irriteer daai sandkorrel hierdie oestertjie en hierdie oestertjie begin sekere stowwe afskei vanuit sy eie stelsel om hierdie pyn van hom bietjie sagter te maak. En daai mooi blou wit kleure wat jy sien, so lank so daai dingetjie binne in hierdie vlees lê, skei hy hierdie stof af en word hierdie parel, hierdie ou klippie word nader rond en hy word ronder en ronder en later word hy 'n pragtige parel. En dis hoe natuurlike parel gevorm word diep in die oseaan deur die klippie wat in 'n oestertjie inkom. Ons het gesê ons moet vir ons verstaan as ons moet toepas op die kind van die Here, geen oester, geen parel. En ons het gesê die oester hier is die Here Jesus. En ek en jy is die parel. Sonder Jesus kan jy nie 'n parel word nie. Sonder Jesus kan jy jou nie vorm nie. So Jesus word die een wat ons moet ken. Dan soos die parel se produk van pyn van begin tot einde. Dis vir Jesus pynvol om ons te red. Dit is Jesus baie pynvol om die pad te loop wat hy geloop het. Maar vir my en jou om gevorm te word, vriende, is pynlik. Dis nie altyd maklik nie. Hierdie pad is nie uitgegooi met roosblare soos wat die huweliksmense altyd sien. Ons loop op die roosblare af. Het daai roosblare mag hou vir 30 jaar, nê? Maar die pad is nie roosblare nie. Dis 'n moeilike pad en dis 'n harde pad en daarom sê ons 'n parel is 'n produk van pyn. En mense wat saam die Here deur die pyn kan loop en saam die Here deur die pyn kan druk, dis hulle wat die Here vorm wat hierdie mooi wonderlike parels. 'n Sandkorrel word alleen 'n parel as dit in die oester beland of geplaas word. Jy en ek het alleen die potensiaal om 'n parel vir die hemel te word as jy in Jesus geplaas word. Nie aan Jesus glo nie. Dit doen almal. Ek praat van 'n dag in jou lewe toe jy deur God in Jesus geplaas het en hy jou gered het en sy eie gemaak het. Jy en ek moet in Jesus kom as sandkorrel sodat hy die oester die parel kan maak. 'n Parel word gevorm deur die prosesse van eie pyn en ongemak vir die parel self. Het ek nou vir gesê, ons het ook die pyn. Baie pyn vir die parel, vir die oestertjie self, maar ook vir die parel is die vorming pynvol. Die vorming van die parel is uit 'n ander bron as homself. Nou baie interessant, nou korreltjie wat binne in die oestertjie lê, hy word gevorm deur iets buite homself. Dis nie sy eie materiaal wat om hom kom nie. Dis die oestertjie se materiaal. En wanneer ek en jy gevorm word as kind van die Here, dan wil Jesus iets van homself in jou en my kan inbou. Elke dag wil iets in jou kan inbou deur die lewe. En daarom sê ons groei as 'n parel is dit 'n bron anders as jouself en dis van Jesus en is konstant, nê. En laaste plek soos sê die parel word gevorm deur dieselfde materiaal as die oester. Jou grootste roeping as kind van God is dat jy
iets van Jesus sal begin wys aan 'n wêreld. Dis die grootste uitdaging. Dat jy en ek as parel word gevorm deur dieselfde materiaal as die oester, met ander woorde, iets van Jesus moet op ons afskuur, en as jy met Jesus tyd spandeer, vriende, as jy met hom op pad loop, as jy ernstig is met hom, as jy vir hom lief is en hom gehoorsaam, dan gaan daar iets van Jesus op jou begin afskuur, en daai aangename geur is die roeping van die kerk, dis myne roeping om dit te kan doen. So vandag kom ek by die tweede deel, vriende, en ek moet jy praat oor die tweede ene vandag in hierdie reeks, en ek gaan praat oor die eienskappe van die parel, wat ek kan toepas op my en jou as kind van God. Wat se eienskappe is daar, wat van jou vanoggend geld, wat ook geld vir die parel. Daar kan jy jou pareltjie sien, hy is net oopgemaak, daar is die sagte vlees waarin hy was, jou korreltjie het begin, en daar is die pragtige diersame parel wat gevorm is. So kom ons kyk 'n bietjie na eienskappe oor die parel, wat ek kan toepas op jou en my. Kom ons begin by die eerste plek, en ons sê, die parel is 'n produk van 'n organiese proses. Die parel is 'n produk van 'n organiese proses. Nou wat beteken 'n organiese proses? Wanneer die boer die land daar het en hy ploeg hom en hy gooi saad daarin, vroeë jare met 'n donkie of met 'n bees, en as hy verbyloop en hy gooi die saad daarin en dit reën en die son skyn, hy doen niks anders op daai land in die antieke wêreld nie. Dan daai land eenvoudig opgegroei deur organiese proses, omdat die regte grond daar was en die water was daar en die sonskyn was daar, gebeur daar iets in hierdie koringkorrel en hy ontkiem en hy groei net daar vrug. Dis 'n organiese proses. Dis 'n proses waar die mens nie by inmeng nie. Dit is waar hy die regte dinge doen en die regte dinge insit, en daar gebeur spontaan iets wat groei bevorder. Wanneer ons praat oor organiese proses as kind van die Here, is dit presies dieselfde. Ek en jy kan nie 'n kind van die Here word op ons eie nie. Vriende, die Here Jesus moet jou roep en hy moet jou trek en hy moet vir jou wederbaar, hy moet jou nuut maak. Maar ook ons vorming moet wees, ons groei moet organies wees. Met ander woorde, dis nie iets wat ek vir jou kan doen nie, dis nie iets wat jy vir jouself kan doen nie. Jy moet die regte dinge begin doen wat die Here sê jy moet doen. En as jy dit begin doen, sal daar spontaan 'n groei in jou mens wees. Ek hoef jy nie heeltyd te slaan met 'n lat nie. Ek hoef nie heeltyd te pleit by jou om te bid nie. Jy doen die regte dinge wat die Here vir jou sê. Jy lees jou Bybel. Jy gee jou hart vir die Here, jy word gered. Jy lees jou Bybel. Jy het gereeld in gebed. Jy sit onder die geklank van die woord. Jy's tussen kinders van die Here. Jy's diensbaar. Jy werk daar buite vir die Here. Jy kies elke dag die weë van die Here. As jy hierdie dinge doen en jy wandel met die Here in sy krag, dan gebeur daar 'n organiese proses waarin jy stadig maar self begin ervaar, daar's groei in my lewe. Vir daar bestaan nie 'n ding dat ek kom vir jou en ek doen vir jou gebed en nou gaan jy geestelik groei. Nou as jy van hier tot hier, daar bestaan nie so ding nie. Daar bestaan nie 'n ding dat ek jou vat en jy val om en nou is jy geestelik. Daar bestaan nie sulke dinge nie. Dis onbybels. Die pad van groei is 'n stappie vir stappie wat die regte ding aanhoudend doen, en dan sal God organies die groei bewerk, net soos by die parel. Alles by hom groei organies. Hy is 'n produk van dit wat met hom gebeur. Hy bly net in hierdie oester en die groei is daar. Daarom, vriende, moet ek en jy verstaan, daar's 'n organiese groeiproses wat jou en my 'n kind van God maak, waar ons die regte dinge doen. En as jy dit nie doen nie, dan gaan jy geestelik nie groei nie. As jy dit nie doen nie, gaan jy nie as parel ontwikkel nie. So ek en jy moet sê, Here, wat is die organiese prosesse? En dan doen ek dit, en dan sal daar vir ons groei wees. Die woord van Here is baie duidelik as hy sê, welgeluksalig die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en die staan op die weg van die sondaars, en die sit in die kring van die spotters nie. Luister mooi, sy behaag, hier is die regte dinge, sy behaag is die wet van die Here. Hy oordink sy wet dag en nag, dis organies. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie. Alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Hoe het hierdie boom gegroei? Hy was langs die water, daar was son, sy wortels het afgegaan, hy het hierdie voedingsstowwe begin optel uit die grond uit die water, en het gegroei, hy het blare gedra, het vrug gedra. Dis organiese groei. Wanneer ek en jy verstaan dat God wil sy kerk laat organies groei, vriende, dan vat dit vir ons harde werk. Want God vra ons moet sekere dinge doen, ons moet by sekere dinge betrokke wees, ons moet sekere dinge volhard in, dan sal hy die groei bring. Nou die woord van Here is baie duidelik as hy sê, Paulus sê die woorde aan Korintiërs, hy sê, ek het geplant, Apollos het nat gemaak. So wat het Paulus doen? Hy het gepreek, hy het die woord van God gebring. Wat het Apollos gedoen?
hy het nasorg gedoen, hy het bemoedig, maar kyk mooi, maar God het laat groei. Soos hy dan wat plant en nat maak, niks nie, maar wat God laat groei, met ander woorde, ons moet die regte dinge doen, aanhoudend doen, persoonlik, jy moet die regte dinge in jou eie lewe doen, en aanhoudend doen, en volhou om het te doen, en dan sal God spontaan die groei in jou bewerk. Daar is geen kort pad nie. Allerhande programme en planne is mensgerig. Met ander woorde, as ons dit sal doen, gaan ons meer mense kry. Dis nie wat die Here van praat nie. Hy praat oor kinders van God wat gevorm word as parels, wat gevorm word deur 'n organiese proses. En as ek en jy warm is vir Jesus en ons nooi mense en ons getuig waar ons gaan en ons is by die dienste waar ons moet wees en ons bid saam en ons lees die woord en ons is gehoorsaam aan die woord, dan sal God ook 'n gemeente organies laat groei. Filippense 2 vers 12 en 13 sê, is God wat in julle wil om te werk, sowel as te werk aan sy welbehae. Dis God wat in julle werk, maar kyk na jou verantwoordelikheid vers 12. Werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Met ander woorde, jy is met alles in jou betrokke by hierdie groeiproses. Jy sit alles moontlik in om te kan groei, maar jy kan nie groei bewerk nie. Maar jy is gehoorsaam en jy werk jou eie heil uit met vrees en met bewering, met ander, jy werk saam, jy doen die regte ding aanhoudend, en wat gebeur? God sal die groei bring. 2 Korintiërs 3 vers 18, terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou. Wat beteken dit? Beteken ek en jy is in die woord. Ons kyk na die woord, ons aanskou die Here Jesus, ons aanskou sy woorde, ons neem dit aan, ons jaag dit na. Dan sê die Here self, dan sal ons van gedaante verander. Dis organiese groei. Kom ek sê weer vir jou vriende, daar is geen ander groei wat Jesus in die kerk in gedagte het as organiese groei. Maar ons lewe in 'n feeslike tyd, julle almal weet, die tyd van goedkoop korrupsie, grootskaalse korrupsie en goedkoop namaaksels vloei die mark binne. Vriende, dit is so op alle terreine. Ook in die parelbedryf. Die mark is oorvloei met nagemaakte parels. En hulle doen dit so goed, dat as jy nie 'n kenner is nie, sal jy redding koop vir die waarheid. Hoekom? Want daar is 'n namaaksel vir elke waarheid. Daar kyk jy na 2 parels, een is 'n regte een en een is 'n verkeerde een. Nou kom ek lees gou vir jou die regte parel. Die regte parel wat onder die see gevorm is in 'n sandkorreltjie wat geword het. Hy sê hy is more glowy than shiny. Slightly irregular, so hy is nie perfek rond nie. May have a surface blemish and color variations. Met ander woorde, hy is nie oral dieselfde kleur nie. Die shell pearl, dit is iemand wat hulle self maak, is iemand wat hulle fabriseer, is nou 5 hulle doen dit, is very large, usually perfectly round. Hy het 'n artificial shiny quality. Surface is nearly perfect. Is dit nie soos die wêreld klink buite nie? Sekere ouens is so volmaak en so perfek, dat ek is in die kerk en ek lees my Bybel en ek gee vir die Here. Dit sê absoluut niks. Want ons lewe in 'n wêreld waar die plastiek verkoop word en die gekweekte parels verkoop word as die regte ene. Nee, daar's net een werklike duursame parel, dis daai wat daar diep in die see uitgeduik is, deur 'n duiker opgebring is, en daai ene wat hy daar uithaal, dit is die regte ene, dit is die duur ene. Al die ander is nagemaak. En daarom moet ons ook mekaar praat om te sê, vir ons lewe in tye, waarin selfs vanaf Jesus se tyd en Paulus se tyd, daar is so 'n dwaalleraar was en so 'n klomp leuns was. En die wêreld word daarmee gevloed. Die kerk is daarvoor oorstroom. En daarom kom Jesus in Matteus 7 en dan sê hy verskriklike woorde, en ek wil jy moet luister wat hy sê. Jesus sê in Matteus 7, nie elkeen vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van my hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daai dae vir my sê, Here, Here, het aan ons nie in u naam geprofeteer en die duiwels uitgedryf en kragtig gedoen nie. Dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Vriende, is dit moontlik dat mense in 'n kerk kan sit sy hele lewe? Is dit moontlik dat mense gekatkeseer het en alles kan reg doen? Is dit moontlik dat Jesus hulle wegwys? Ja, die skrif sê so. Die skrif sê, daar's 'n breë weg na die verderf lei, en daai weg is nie die weg van sonde nie. In konteks van Matteus 7 is dit die weg van godsdienstigheid. Maar daar's 'n smal weg wat min vind. En dis die weg
van die Here Jesus. Dis die weg van wedergeboorte. Dis die weg van heiligmaking. Dis die weg waar ek in die pad loop wat nie maklik is nie. Die wêreld is oortrek met namaaksels. Die woord van die Here sê, van die begin af, die geeste moet julle op die proef stel, want baie valse profete in die wêreld uitgegaan. Vriende, sit jou televisie aan en die een na die ander. Die grootste hoeveelheid wat jy gaan luister is valse profete. 2 Petrus 2:1, valse profete onder die volk, net soos al onder die valse profete sal wees, en verderflike kettery heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het verloor en 'n vinnige verderf oor hulself bring. Die wêreld waarin ons lewe is die mekaar met valsheid. Vriende, kom ons sê vandag vir u die bloed-evangelie soos ons hom ken van Paulus. Die evangelie van Jesus wat 'n prys van jou vra. Die evangelie van Jesus wat alles van jou vra, het skaars geword in hierdie dae. Gaan loop rond. Gaan luister. Waar hoor jy dit? Gaan kyk wat is sy plek geneem. Jy sal agterkom, nie alle parels is die ware Jakob nie. Nie alle parels is die ware Jakob nie. 'n Parel is 'n produk van 'n organiese proses. En as jy nie deel is van God se organiese proses nie, vriende, dan wil ek vir die vraag vra. Is jy nie dalk 'n nagemaakte parel nie? Want as ek en jy geen begeerte het na God en na sy woord en na sy kerk en na die dinge van die Here het nie, dan wonder ek regtig of jy organies gered is en of jy organies gegroei het. So vra die vraag vir jouself. Tweede gedagte ek vir jou wil gee, 'n parel verloor sy waarde as hy verdeel of gesny word. Baie interessant, diamante kan gesny en verdeel word. Jy het geweet? Jy kan 'n diamant van hulle kan hom in klomp klein stukkies breek en hulle slyp hom dat hy absoluut perfek lyk. Nou daai mark is net so met die namaaksels gemaak. Ons het 'n vrou gehad in die vorige gemeente wat 'n diamant besigheid het. Nou die ou wat my die dag hier afgegee het, dis sy vrou. Haar karakter, hoe sê ons nou in Engels, is above approach. Mense vertrou hierdie vrou met hulle lewe. En hulle koop groot duur diamante. Hulle kan nie waag om daai ding by enige juwelier in te gee nie. Nie sommer enige ou kan hierdie diamant vat en 'n ring maak nie. Hoekom nie? Want hulle vat daai diamant en hulle maak 'n replika van hom wat baie min werd is. Hulle vat die ware Jakob, hulle verkoop hom, hulle gee jou ring terug en hulle vra vir die geld. En dis die vrou, al wat sy doen is, mense reg oor die wêreld kom na haar toe met hulle diamante en sê, bewaar hom en bou my ring. Nou hier kan ons nou raak sien, 'n diamant kan gesny word en verdeel word. Goud kan gesny word en verdeel word. Maar vriende, 'n parel kan nie. Hoe moet ek sê 'n parel verdeel? Sy nutteloos, hy's waardeloos. Nou kom trek hom vir jou geestelik deur. Wat beteken dit? Wat het die duiwel van die begin af geweet? Hy het geweet, divide and conquer. Verdeel hulle en ons loop oor hulle. Is dit nie waar nie? Kom ons vat jou 'n bietjie deur die skrif, vriende. Wat het hy genoem Adam en Eva? Hy het hulle verdeel. Here, dis nie ek nie. Nee, Here, is die vrou wat jy my gegee het. Verdeling tussen Adam en Eva. Dis nie ek nie. Wie het dit gebring? Die duiwel. Hoe vernietig hy my huwelik? Hy verdeel man en vrou. Hoe vernietig hy 'n gesin en 'n familie? Hy verdeel man en vrou en kinders. En hy gaan daarmee aan. Hoe bring hy 'n gemeente op die grond? Verdeel 'n gemeente. Verdeel 'n gemeente. En hy val op die grond. Hy kan nie funksioneer nie, want God werk nie waar verdeeldheid is nie. Hoe verdeel ons hoe bring ons 'n volk ten gronde? Verdeel 'n volk. Jy bring hom ten gronde. Vriende, verdeeldheid is die vrug van die vlees. Dis die vrug van die eie ek wat regop staan en ek wil verdeeld word. Wat is die duiwel se grootste begeerte vandag met jou en my? Luister nou mooi, gaan stadig vir jou sê. Hy wil 'n verdeling bring tussen jou en die Here Jesus. As jy Jesus op 'n afstand kan volg en jy en Jesus is nie meer so naby mekaar en jy en Jesus loop nie so in dieselfde ritme nie, dan sit hy terug en hy sê, ek wag maar net want die vrug sal kom en hoor my, die vrug sal kom. Jy word al kouer, jy word al hoe meer belangeloos, jy word al hoe meer gefokus op die wêreld en die dinge van die wêreld en dit wat vir jou aanvanklik so mooi was van Jesus,
begin sy glans verloor in die wêreld, begin vir jou al hoe mooier lyk. En stadig maar seker eindig ons op in die wêreld, en ons vra baie keer die vraag, en baie mense het al my gesê, ek het al met baie beradingssessies, en dan sê die ou vir my, ek weet nie hoe kom ek hier nie, toe ek my oë oopmaak, toe sê ek hier, toe sê ek vir nee, jy lieg deur jou tande soos 'n goedkoop horlosie. Nie een van ons kom in sonde in 'n oomblik nie. Dit het begin by 'n gedagte. Die gedagte is nie hanteer nie, en daai gedagte begin vrug dra, en daai vrug het begin 'n gedrag word, en daai gedrag het na die dade oorgegaan. Nee, jy het nie daar gekom per ongeluk nie. Jy jok, jy vertel nie die waarheid nie. Dan kom ek vat jou gou deur die woord, en ek wys jou een of twee plekke waar hy praat daaroor. Hy sê 1 Korintiërs 3:3, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien nou onder julle jaloersheid en toos en tweederig is, wanneer hy ons gedeel kan kry in mekaar, wanneer hy 'n split kan bring in die gemeente tussen jou en jou vrou, tussen 'n kerkraad, tussen 'n kerk aan sy predikant, dan het hy sy doel bereik. En dan verloor hierdie parel sy waarde. Dan kan 'n gemeente 'n skandvlek word in 'n samelewing. 2 Korintiërs 12:20. Hy sê ek vrees as ek by julle kom dat julle nie sal vind soos julle was nie, of ek vrees dat ek julle sal vind soos julle nie wil ek met julle vind nie. Hy sê, wat is daar waarvan hy vrees? Dat daar miskien by julle sal wees twis en jaloersheid en toornigheid en verdeeldheid en kwaadsprekery, nuusdraer, verwantheid en wanordentlikheid. Ek wil amper sê ek kan verdeeldheid in die senter sit daarvan, hy hou al hierdie goed om mekaar, al die ander hou hy mekaar. Jy sien, as hy die duiwel verdeeldheid kan bring, vriende, dan het hierdie parel sy waarde verloor. As jy vandag hierdie vyand ingedoen, voel jy uitgesny, voel jy jy's nie deel nie, ervaar jy uit 'n split in jou huwelik gebring, in jou gemeente, in jou wijk, kom staan vandag reg op en sê ek aanvaar dit vir een dag verder nie meer nie. As jy vandag sit met 'n dubbele hart, beteken jou hart is in twee gedeel, dat 'n deel 'n split ingekom, hy's verdeel. Dan sê die Bybel ons is siek. Dis 'n sieklike toestand om in te wees. Dien die Here of dien Baal. Dien God of dien die wêreld, maar jy kan nie albei dien nie. Maak daai roep in jou lewe om te sê ek trek 'n streep in die grond en ek kies vandag soos Josua van oud en Caleb van oud om te sê ek en my huis, ons sal God dien en die prys betaal wat dit van ons vra. Ons kan nie dubbelhartig lewe nie. So mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie en al sy wees onbestendig. En daarom kom die Here vanoggend en hy sê, miskien is jy verdeel. Miskien hy wil by jou verdeeldheid gebring. Miskien is jy vandag nie daar waar die Here wil hê nie. Dan kom Jesus en hy doen vir jou uitnodiging. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig julle harte, julle sondaars en suiwer julle harte, julle dubbelhartiges. So Here gee vir ons geleentheid om reg te maak en dat ons weer die waarde van die parel wat hy besig om te vorm kan wees. Moenie dat hy jou verdeel van ma en pa, van die gemeente, van my, van die kinders van die Here, van die kerk, moenie. Dis sy strategie. Jou waarde is wanneer jy heel bly en nie verdeel word nie. 'n Derde gedagte, 'n enkele parel is absoluut uniek. Elke enkele parel is absoluut uniek. Weet jy wat? Daar's nie een parel, wat van natuurlike parels, nee. Daar's nie een parel wat ooit ontdek is wat dieselfde is nie. Nie die een nie. Hulle is elkeen totaal uniek. En hier kom die wonder. Wie wat maak jou en my as kinders van God waardevol? Jou uniekheid. Daar's net een Jan. Daar's net een François van Staden. Daar's net een Jakes. Ons is totaal uniek. Daar's niemand soos ek nie. Daar's niemand soos jy nie. En God het geweet toe hy gevorm het. Hy het geweet toe jy in jou moederskoot geweef het dat jy vreeslik wonderbaar gaan wees. Toe ek gemaak is, die ongevormde klomp gesien het, hy het geweet van dit alles. Hy weet wie jy het 'n unieke vingerafdruk. Nou as jy kyk na daai oppervlakte van 'n duim, kan ek nie dink hoe is dit moontlik dat 7 biljoen mense nie een dieselfde vingerafdruk het nie. Kan jy dit indink? That's God in work. That's God in progress. Nie een van ons DNA is dieselfde nie. Daar is ooreenkomste en hulle kan dit optel. Nie een van ons emosionele denke of emosionele DNA is dieselfde nie. Ek en jy kyk na selfe saak kyk en ons interpreteer dit anders en ons voel anders. Dit maak jou en my totaal uniek. Jy is so uniek, vriende, elke haar op jou hoof is getel. Van geen dier word dit gesê nie. Die woord van die Here sê jy is so uniek.
dat God jou in sy gemeente kon plaas het met 'n baie spesifieke doel. Maar God het nou elkeen van die lede in sy gemeente gestel, so hy gewil het nie een van ons is hier is dieselfde nie. En ek wil vandag hê jy moet so bietjie jou eie uniekheid waardeer. Waardeer jou totale menswees vir wie jy is. Vier jou uniekheid. Staan op en sê, dankie Here, daar's niemand soos ek nie. Gebruik jou uniekheid. Dis wat ons in seminare vir jou gaan doen. Ons gaan vir jou leer, ontdek jou sterkpunte, ontdek jou swakpunte. Kyk waar jy goed is en doen meer daarvan. Kyk waar jy nie goed is en doen minder daarvan. Vier jou uniekheid, gebruik jou uniekheid. Waardeer ook ander se uniekheid. Dis die wonder van dit alles. Nie een van ons is dieselfde nie, en daarom kan ons elkeen se uniekheid waardeer, en dis hoe God het gedoen, dis wat van jou hierdie kosbare parel maak. Nou sê ek, jou uniekheid is die sleutel vir God se gebruik in die koninkryk. Die koninkryk van die hemele werk so, kom ons vat 'n gemeente, hier's 'n klein koninkryk hier, die gemeente. God het 'n bos sleutels aan 'n groot ring. En elkeen van julle buite is 'n sleutel. En God loop en hy sê vir sleutels, kom in my bos, vir jou gebruik. Hy kom by Jakes en Jakes hou sy sleutel terug. François, hy gee sy sleutel en God sit hom aan sy bos. So gaan hy deur. Van ons hou ons sleutels vas. Van ons gee ons sleutels, ons uniekheid, my mensweek is, gee ek my sleutels. En daai bos kan God mee gebruik. Met hom kan hy beweeg in die wêreld. Hy kan deur die oopsluit, hy kan deur die toesluit. Hy kan hierdie bos sleutels kan hy gebruik. Maar as jy jou eie sleutel nog by jouself het en hy is nog in jou sak, kan God jou nie gebruik nie. Dan beteken jou uniekheid vir jou niks. Dis selfsugtig. God sê, gee my jou uniekheid in die gemeente, dat ek daai uniekheid in my bos sleutels sit. En dan kan ek jou gebruik waar ek jou wil gebruik. Kom ons gaan aan. Elke enkele parel maak saam die pragt en krag van verskeidenheid. En dis die wonder van parels. Nie een is dieselfde nie. Dan is daar so 'n verskeidenheid van parels ook. Hulle tel op die round, die semi-round, die button, die drop, die peer, die oval, die ring. Daar's soveel verskillende parels en as jy bietjie internet gaan kyk, gaan jy agterkom hoeveel parels is daar. Met ander hulle verskil in grootte, hulle verskil in vorm, verskil in kleure, nie een is dieselfde nie, en tog as jy almal bymekaar is, dan word hulle 'n unieke eenheid, hierdie krag in die verskeidenheid. En is dit nie waar wat die Here ook van ons sê nie? Die wonder is dat ons uniek is. Die wonder is dat God hierdie uniekheid kan gebruik om in die verskeidenheid 'n mag te bring. Kyk nou wat sê die woord van die Here. 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 7. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar almal dieselfde Gees. En daar's verskeidenheid van bedieninge, tog dieselfde Here. Daar's verskeidenheid van werkinge, tog dieselfde God wat in alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Hy gaan aan en hy sê, as die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As die hele liggaam gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God elkeen van die lede in sy liggaam gestel, soos hy gewil het. Met ander woorde, jou uniekheid moet jy vier, maar jy moet hom aanmeld, sodat die Here die uniekheid kan gebruik in 'n verskeidenheid. En hierdie verskeidenheid, kyk na daai prentjie daar, is waar ons in beweeg. Baie ouens is nog nie lekker deel nie. En dit is alright, dit is nie die einde van die wêreld nie. Maar as ons saam begin dink, dan vat God al hierdie verskillende mense uniekheid en hy begin in 'n rigting van jou werk. En dis hoe 'n gemeente behoort te funksioneer. Elke unieke mens word deel van die verskeidenheid. Ek vind my plek, ek doen my ding en die Here gaan dit kan gebruik. Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien. Met ander woorde, wanneer ons laat met jou gaan praat oor die seminar, gaan ek 'n tweede ding doen wat ons noem jou shape. Nou jou shape beteken eenvoudig, dis nie hierdie ronde shape van ons nie. Ek het ook 'n shape, so rond enetjie, maar dis nie hy nie. Ons praat van jou shape, staan vir jou spiritual gifts, your heart, your abilities, your personality and your experience. Dit gaan ek nog met jou doen. So jy het 'n unieke DNA geestelik wat God wil gebruik en tot jy nie op daai bossteels is nie. Gaan ek vir jou stadig sê, beroof jy God se kerk. So vind jou seël, jou uniekheid en kom wend dit aan in die verskeidenheid. Die 5de plek. In die regte hand word die parels as swak plekke gebruik en benut. Ag, dis my so kosbare waarheid hierdie. Daai ou pareltjies wat ons uit die see uithaal, daar diep uit die elkeen van hulle te floor. Julle geweet, elkeen te floor.
Nou as ek hier om kyk en ons rol hom so rond en sien ons nie, hy lyk reg, maar die ou wat hom ken, die ou wat daai groot oog opsit en wat kan kyk soos die juwelier, so wil julle kyk met jy so groot oog na die horlosie. Hy kyk daar binne. As hy kyk na die perl, dan sien hy 'n gaatjie, hy sien 'n plekkie waar die goed gevorm het, hy sien 'n knoppie, hy sien 'n plekkie wat nie lekker is nie. En daai plekkie, nou vat hy nie die perl en hy gooi hom weg nie. Hy gebruik hy swak plekkie op hierdie perl om hom juist te heg, sê in 'n stukkie staal of 'n stukkie goud, of om in te plak iewers anders. Gebruik hy die swakheid en uiteindelik vat hy hierdie pragtige perl en hy maak elkeen 'n deel van die plek waar hy moet wees. Dis waar die gaatjie boor. Dis waar hy vasheg. En dis presies wat Jesus doen. Jesus ken jou en my beter as jouself. Die woord sê, jy ken my, sit in my, opstaan, die verstaan van ver my gedagte. U deurvors in my gaan en my lê, u het al my weë goed bekend. Vriende, as daar iemand is wat jou beter ken as jouself, 100 triljoen keer beter as jouself, iemand wat jou DNA ken, iemand wat weet hoe jy dink, iemand weet wat gaan jy dink oor 10 dae van nou af, dis God. So why don't you come to the party? Hoekom kom jy na God en sê, Here, u ken my in elk geval, u weet van my droog maak, u weet van my stryd, hier is my hele lewe, gooi dit soos 'n sak patat voor die Here neer en sê, Here, vat hierdie lewe en kom maak hom, kom vorm hom soos jy dit graag wil hê. Want hy weet dit in elk geval. Hy ken jou swakpunte. Hy weet waar hy jou kan gebruik. En Paulus kon getuig self daarvan, dat hy hierdie engel gehad het, of die duiwel wat hom, of kom ons noem die doring in die vlees, wat hy gesê het, Here, vat dit vir my weg, en God, Jesus net van hom gesê, my genade is jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer dus sal ek in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Dit is die wonder van dit alles. Jesus sien kans vir jou en my met ons swak plekke. En as ons by mekaar kom, dan kyk die Here na ons parels, en wat maak ons met ons swak plekke? Ons draai hom weg van mekaar. Ek wil nie iemand my swak plekke sien nie. Feit is, jy het 'n swak plek. Feit is, jy het 'n plek waar jy nie altyd gemaklik mee is nie. En dis alright. Die Here wil dit gebruik. Hy wil dit vorm, hy wil jou gebruik met jou swak plekke. En hy sien kans om jou te kom vorm en te maak en in te voeg waar hy jou kan gebruik. As kerk van Jesus is ons elkeen van ons stel, vriende, om 'n plekkie in te neem, deel te wees van sy verskeidenheid en God toe te laat om selfs in my swakheid my te gebruik. Is jy die parel in sy hand? Laat jy hom toe om te kyk en te sê, ja, hier is jou swak plek en ek is bewus daarvan. Maar kom ek help jou om dit te oorwin in die eerste plek en ek gaan jou gebruik hierin. As ek staan by die shape wat ek nou vir jou genoem het en ons staan by laaste eens experiences. Daai experiences is dinge waardeur ek gegaan het in my lewe wat in my swak plek gevorm het. Kom ek gee vir jou 'n paar. 'n Vader wat drank misbruik het. 'n Vader wat my fisies verniel het. 'n Sisteem wat my verwerp het. Christus het my heel gemaak. As ek vandag met mense sit wat sy pa hom verniel, sy pa trek drank gebruik en hy verwerp my en van, wie dink jy is die beste om met hom te werk? Ek of jy wat dit nooit meer gehad het nie? Ek, uit my experience uit. Jy wat met drank, dwelms, wie dink jy is die beste om met 'n dwelmslaaf te werk? Die ou wat uit dwelms uitkom. Sien jy hoe God ons swak Here kan gebruik as hy dit reg gemaak het, hoe hy kan gebruik om later weer vir ons te kan heel maak op ander plekke. So, dis die wonder van dit, dat God hierdie parel kan gebruik en hy gebruik hom in sy swak plekke. So bring jou swak plekke neer en sê, hier is die parel. U ken my swak plekke. Maak my heel en kom gebruik my waar die kan. 6de voorlaaste gedagte. Die ware parels, die ware waarde van die parel kom eers na vore in die publiek. Wat beteken dit? Beteken vir as daai pareltjie daar onder die see lê en hy word daar gevorm in hierdie oestertjie. Sê gou vir my, is daai parel wat binne in die oester lê, hy's nou gevorm, daar's hy mooi ronde ene, is hy waardevol? Willem, hy's baie waardevol. Daar's waarde, hy's baie waarde binne in hy baie waarde daar binne-in. Maar hoe kry ek meer waarheid om uit? Ek haal hom uit die oestertjie uit, moet my duikpak en ek kom op. En ek vat hom daar na die ouens toe en gaan verkoop hom vir $10,000. En hulle vat hom, hulle gaan sit hom in 'n pragtige juweelstuk. Stem julle saam sy waarde het nou baie vermeerder? Stem jy saam sy waarde het nou regtig waardevol geword? Dan kom ek trek daai waarheid vir jou deur na die geestelike sisteem toe. Vriende, jy het waarde in Christus.
As jy gered is, gewederbaar is, dan woon Christus in jou met sy gees, jy woon in Christus, jy is gesetel saam met Christus in die regterstoel van God, sê Efesiënsbrief vir ons, jy is waardevol in Christus, kom ons noem dit posisioneel, in Christus, het jy waardevol, jy is die parel, wat in Christus is, jy is op pad hemel toe, en hy gaan jou vorm, en hy gaan jou bou, as jy hom geleentheid gee. Wat sê die Bybel? As jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus in die regterhand van God is. Bedink die dinge daarbo, nie wat op die aarde is nie. Kyk na die woorde, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborg aan God. Wil jy daai woordjie vir jou uithaal? Julle lewe is saam met Christus verborg aan God. Dis jy as parel. Jou lewe is saam Christus verborge in God. Jy lê binne in daai oester. Jy het baie, baie waarde. 1 Petrus 1:18. Julle weet, julle is nie deur verganklike dinge soos silwer of goud losgekoop nie, maar deur die kosbare bloed van die Christus, soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Efesiënsbrief kan jy gaan lees, vriende. Ek gaan vir jou net vers 2, 6 en 7 lees. Hy praat oor hoe groot God se rykdom is en hoe groot ons sonde was. Hy sê, maar God het ons saam opgewek en laat sit in die hemel in Christus, sodat hy in die eeu wat kom, dit wat nog kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus. Met ander woorde, kom ons sê vandag vir jou, jy is waardevol in Christus. En sê dit vir jouself, kind van God, ek is waardevol vir God in Christus, ek is 'n parel in die oester Christus, ek is waardevol. Maar vriende, waar lê jou ware waarde uit God se oogpunt uit? Wanneer jy daai waarde vat en jy pas hom toe. Wanneer ons daai parel kan uithaal en mamma kan hom nie dra op haar bors, hierdie pragtige parel wat sy $10,000 vir betaal, die hang hy in daai goue stukkie plaat geset, die hang hy met die goue ketting om, maar nou bring daai parel se ware kom na vore. Hy kom verryk hierdie vrou. Almal in haar sê, waar pa hom gekoop? Kan ek hom sien? Sê nee, vat nie die ding, jy wil nie sweet op hom hê nie. Kyk, maar moenie raak nie. Dis 'n ware parel. Vir ons waarde kom na vore wanneer jy vir God begin lewe. Jou ware parel kom na vore wanneer jy vir God begin diensbaar word. Wanneer die wêreld na buite weet jy is nie soos hulle nie. Wanneer jy anders begin optree, wanneer jy begin lewe soos 'n kind van die Here, dan kom mense agter as iets anders aan jou en dan word die parel regtig waardevol. Jy is die sout van die aarde. Maar as dit laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Julle is die lig van die wêreld. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle goeie werke kan sien, en julle Vader in die hemel kan verheerlik. Met ander woorde, wat sê Jesus vir ons, gaan wees die parel in die publiek. Ag, dis die lekkerste plek om Christen te wees, is hier by die kerk, nee. Dis lekker. Almal is broer en suster, en almal hou van dieselfde goed, en hier praat ons nie lelik, hier vloek ons nie, en hier doen ons nie snaakse goed nie, maar as daar buite in die wêreld kom, dis 'n ander toets. Om daar te staan, vat 'n man op 'n perd. Dit vat daar guts en deursettingsvermoë om te sê, nee dankie, ek doen nie daai ding nie, ek loop nie daai pad nie, ek sê vir jou nee dankie, en jou waarde begin wanneer jy sout is en lig is daar buite, dan staan Christus en sê, kyk na my parel. Maar nêrens sien ek Christus spog oor parels wat nog in Jesus lê, posisioneel nie. Vriende, iewers moet die parel uit die sitplekke gelig word. Iewers moet God die parel uit die privaatheid uitkry in die publiek in. Waar ons die uitdaging van die lewe gaan trotseer, waar ons goeie werke kan gaan doen, waar ons die lewe kan aanraak, waar ons mense kan aanraak, waar ons mense wat swakheid kan gaan help. Ons moet opstaan as 'n mag van God, en wanneer ons dit doen, dan kan die Here eintlik eers die waarde van sy parel mee gaan spog. Maar kom ek gee vir jou laaste ene wat vir my 'n baie hartseer ene is. Vir die parel om gebruik te word en ware vir iemand anders toe te voeg, vra dat dit sal sterwe. Dan wreed. Daar is jou pareltjie nog lekker in die oestertjie gewees. Daar is hy gevind en daar maak hom oop, daar begin sy hele pad nou. Nou word hy uitgehaal daar, en daar is hy later daar. Nou stem jy saam daarin was hy, het hy gelewe? Hy het gelewe daar binne, want daai oestertjie was heeltyd besig om hom te vorm. So daar was lewe, hy het in hierdie oestertjie gelê. Hy was beskerm in hierdie oestertjie, was heeltyd daar, hy's gelewe. Toe uitgehaal het, is al sy bronne weg. En hy droog uit en hy is nou hierdie parel wat gemaak is. Vriende,
As ek en jy as kinders van God nie ons lewens by die altaar van Jesus kom neerlê nie, as ons nie ons lewens terugvat na die kruis toe en daar kom neerlê, dag vir dag self sterwe en opstaan in Christus se krag nie, sal hierdie parel nooit sy waarde kan kry wat God vir hom wil hê nie. Jou grootste vyand, vriende, is nie die duiwel nie. Jake se grootste vyand is nie die duiwel nie. Wie is my grootste vyand? Ek self. My vlees, my agtergrond, my manier van dink, waardoor ek moes worstel in my lewe, dis my vyand wat dag vir dag klop in my eie hart, dag vir dag. En dag vir dag moet jy weerstand bied teen hierdie swakhede en hierdie sondes van die verlede. Jy moet sê, nee, ek gaan aan met die Here. Elke dag sterwe. Nee, jy het die verkeerde deur. So as hy kom klop aan iemand wat in homself gesterwe het, wie kom maak die deur oop? Jesus Christus. En dis waar God ons wil hê. Dat ek en jy dag vir dag in onsself kan sterwe, sodat Jesus die deur kan oopmaak wanneer hierdie sonde kan klop. Maar dit vra vir jou vir dag 'n selfkruisiging van myself by die kruis van die voet van die kruis, dag vir dag. Want julle het gesterwe. En julle het saam met Christus verborg in God. Vriende, daardie is in die hemel is dit klaar afgehandel. Wat toe Jesus gesê het, ja vir Jesus en jy het jou gered, het hy jou gevat, het jou sonde gevat, hy het op die kruis saam met Jesus vasgespijker. Hy het jou daar saam met Jesus gevat, en jou in die graf gesit. Jy het gesterwe, sê die Bybel. Jy het saam met Jesus opgestaan in 'n nuwe lewe. Jy sien, dis alles teorie, dis alles posisioneel, maar jy moet dit toeëien. Jy moet dit toeëien om te sê, maar ek het gesterwe, ek is klaar daarmee. En daarom in die praktyk kom ek dag vir dag waar ek sê, ek is met Christus gekruisig. Ek lewe nie meer nie, maar ek leef, Christus leef in my. Wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself my oorgegee het. Dis 'n dag vir dag lewe. Hoekom het God 'n gemeente daar gestel? Kom ek sê vir jou. As ek nie die gemeente van die EG Kerk gehad het waarin ek gered is en waarin ek kon loop die laaste 30 jaar nie, het ek lankal ver teruggeval, verder as ek was voor ek gered was. Stem jy saam? God het geweet. Daarom het hy vir ons 'n gemeente gegee, en as ons dit kan snap om te verstaan, jy het die gemeente nodig en die gemeente het jou nodig. As jy verstaan, jy het my nodig en ek het jou nodig, vriende, dan kan ons opstaan soos een man en sê, ek wil nie meer lewe nie, Jesus kom lewe deur my. En dan word hierdie 'n parel van groot waarde wat niemand kan keer nie. Laaste plek sê ek, in my hele proses elke dag, bid hierdie parel, bid daai parel, Here word meer, maak my minder. Is jy bereid vir hierdie stryd, vriende? Dis die eienskappe van 'n parel. En dis wat die Here in jou lewe wil hê, in my lewe wil hê. Die vraag is volgend, is jy gewillig? Kos maak alles, vat alles gou saam. Die parel is 'n produk van 'n organiese proses. Doen jy die regte dinge? Kry jy die regte prioriteite? Kry jy daai goed reg wat God sê moet reg in jou lewe? En die organiese proses gaan jou vorm. Die parel verloor sy waarde vir die duiwel. Moenie toelaat dat die duiwel jou van God af wegvat nie. Moenie toelaat dat hy enige verdeeldheid by jou bring nie. Enkele parels absoluut uniek. Waardeer jou uniekheid. Maar weet jou uniekheid kom eintlik tot voorskyn in die verskeidenheid. En dis die wonder van alles. In die regte hand word die parels se swak plekke gebruik en benut. Dank die Here dat hy ons swak plekke kan vat en kan heel maak en dit kan gebruik en kan benut. Die ware waarde van 'n parel kom eers na vore in die openbaar. Vriende, klim uit jou bank uit. Kom uit jou gemaksone uit. As jy wil groei, as jy wil God iets wil beteken, kom uit jou gemaksone uit in die naam van die Here. Anders gaan ons stagneer as mens, ons gaan stagneer as gemeente. Klim uit jou gemaksone uit en sê, Here, hier is ek. In openbaar gaan ek kind van God wees. Vir die parel gebruik te word, vra vir my dat ons dag vir dag sal sterwe. En dis nie lekker nie, maar dis die groot waarheid. Mag die Here vir jou en vir my groot genade gee om hierin te kan lewe. Here, baie dankie vir u liefde en vir u genade. Dankie Here dat ons die woord van die Here, soos hy in ons eie hart lewend gemaak is, kon oordra aan hulle wat ons boeties en sissies is, hulle wat saam met ons parels gaan wees in die kroon van die Here Jesus. Wees u die naprediker van die woord. Wees u die een wat oortuig en wat trek en wat heel maak en kom herstel en kom laat aanmeld. Wees u die stem wat vanaand met ons praat in die bed. Wees u die stem wat môreoggend met ons praat as ons voete op die grond sit, tot u ons in die hande gekry het en ons u kan toelaat om ons te gebruik soos u wil. Amen. Kom ons sing daai ou liedjie saam wat ons tema liedjie ook is vir hierdie tyd.
En daarna gaan ons die seën uitspreek. Ons gaan by die deur vir die groet en die dametjies asseblief, as dit moontlik is om agter te bly vir die VVV vergadering. Kom ons staan, ons sing dit lekker saam. As hy weer kom, haal hy sy parels, al sy parels, fraaie parels, vir Jesus se kroon. Ja, die kindergesiggies, soos die sterre se liggies, is die hemelse parels, vir Jesus se kroon. Vir die hemel, sal hy al versamel, al die skoones, al die wittes, vir Jesus se kroon. Ja, die kindergesiggies, soos die sterre se liggies, is die hemelse parels, vir Jesus se kroon. Ontvang die seën van Here, vriende, en gaan in vrede. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Abba Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met u wees en met u bly, terwyl hy besig is om jou te vorm vir sy eie troon. Amen.